En ek hou vir ons die woord van die Here voor, Lukas 20 vers 1 tot 8. En op een van die dae, terwyl hy besig was om die volk in die tempel te leer en die evangelie te verkondig, kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes saam met die ouderlinge by hom staan. En hulle spreek met hom en sê, vertel ons deur watter gesag u hierdie dinge doen, of wie dit is wat u hierdie gesag gegee het. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra, sê vir my, die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense? Toe het hulle onder mekaar geredeneer en gesê, as ons sê uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê uit mense, sal die hele volk ons steenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is. Toe antwoord hulle, dat hulle nie weet waar vandaan nie. En Jesus sê vir hulle, dan vertel ek julle ook nie, deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Daar is seker nie 'n belangriker vraag as hierdie een vraag, en dit is, deur watter gesag? Deur watter gesag? En dit is wat ons nogal hier sien, in hierdie vraag van die skrifgeleerdes, en die owerpriesters, en die ouderlinge, en dan ook uiteindelik, Jesus se antwoord, dan sê hy ook, en dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. En hier is 'n belangrike vraag vir elkeen van ons, vir elke mens, deur watter gesag doen ek wat ek doen en dink ek wat ek dink? Sê ek wat ek sê? Deur watter gesag? Hierdie vraag gaan aan die wortel van ons motivering, ons optrede teenoor ander mense. Op grond van watter gesag doen ek wat ek doen? Teenoor die regering, teenoor mense by die werk. Dink nou net, as jy 'n opdrag kry om te doen en jy word aangespreek, dan is jou vraag, en moet jou vraag seker wees, wat is die gesag van die persoon wat vir my hierdie opdrag gee? Dis 'n noodwendige ding, dis wat ons almal vra. En as ons 'n opdrag kry van iemand, byvoorbeeld hier kom iemand van die regering, hy sê hy is van die regering, en hy kom hier aan en hy gee 'n opdrag. Kom ons sê hy wil gou kyk deur ons idees, is ons idees reg? Dan gaan ons anders te luister na die persoon, as wat daar iemand hier aankom, hy's nie in 'n regeringsdrag nie, dis nie 'n polisie, dis geen polisiedrag nie, en hy kom hier in, en hy begin bevele rond gee, en dan gaan jy vra, maar hoekom is jy hier? Wat maak jy hier? Maar as hy sê hy is van die regering, dan begin jy al klaar, jou gedagtes beweeg na 'n ander kategorie toe, want daar is 'n gesag wat praat, of hy kom namens daardie gesag. As iemand jou langs die pad aftrek, en die persoon is byvoorbeeld in informele drag, 'n jean en 'n T-hemp, en hy waai en hy trek jou af, en hy vra vir jou, hy wil jou karlisensie se geldigheid nagaan. Dan gaan jy vra, maar wie's jy om dit te doen? Wie gee jou die gesag? Watter gesag? So dis 'n belangrike vraag vir ons elkeen in ons eie lewe, want as enige ding wat ons doen, doen ons op grond van 'n gesag. Dis of ek is die gesag, of dit is iemand anders is die gesag, en jy is bang vir hulle, of jy vrees hulle, of jy eer hulle, jy gehoorsaam hulle, miskien is jy in 'n sekere posisie, en op grond van daardie bevele, dan doen ek dit. So, op grond van watter gesag, is 'n belangrike vraag. Nou, nadat Jesus die tempel gereinig het in die vorige gedeelte, hy het daarin gegaan, en hy tree met gesag op. Dis tog wat die mense gesê het, is, jy weet, vroeër in die evangeliebeskrywings, dan in Jesus se lewe, dan sê dit daar, Jesus het met gesag gepraat. So jy kon agterkom, hy praat met autoriteit, nee? Wat hy sê, moet jy voor luister. En hy gaan toe ook daar in die tempel in, en hy reinig die tempel, hy reinig wat verkeerd is. En dit is so 'n mooi prentjie van, dat Jesus gaan en hy reinig mense van hulle sondes. Jy weet, hy ontbloot daai sondes. En dan gaan hy voort met hierdie roeping, want hy is nie net daar om die sondes te ontbloot nie, maar hy is ook daar om die goeie nuus te gee, die oplossing.
Nie net wat verkeerd is nie, maar wat reg is, in die sin dat die hoop te gee. En dis wat hy doen. Hy is besig met sy roeping. Dit is die taak wat sy Vader vir hom gegee het. Dit sien ons in vers 1. En op een van die dae, dis nou toe Jesus nou daar by die tempel was, die handelaars uitgedryf het, terwyl hy besig was om die volk in die tempel te leer en die evangelie te verkondig. Dit was sy taak, is om te reinig en dan die evangelie te bring, die mense te leer oor die Here se genade, wat nou verkondig word. Dat moenie luister vir julle eie harte nie, moet ook nie luister vir mense uitgedinkte reëls om gered te word nie. Sien, ek kom en ek reinig, maar ek is ook die ene wat kom verlos. Ek is die ene wat die sonde kom ontbloot, maar ek is ook die ene wat hoop gee. En mense sien nogal Jesus se hart daarin, nê. Sien dat hy kom en hy wys net alles wat verkeerd is en dan loop hy weg nie. Hy kom daar en hy sê ja, daar is sonde. Kyk hier, die hele aanbidding van die Vader is heeltemal verkeerd. Hierdie is selfgesentreerd, selfsugtig. Dit lei na die dood toe. Maar ek kom en ek bring vir julle die evangelie. Hy bring die evangelie. Die evangelie is mos goeie nuus. Dis die betekenis van die evangelie. Dit beteken goeie nuus. Jesus is besig om die goeie nuus vir die mense te bring. Daar is die koninkryk van God wat nou hier onder julle is. Glo my, kyk jy, ek is nie soos hierdie wêreldse regeerders wat julle moet vrees nie. Kom na my toe. Dis mos wat Jesus sê. Kom na my toe. Dit is so maklik. So Jesus, terwyl hy op aarde was sy werk, was prediking gewees. En sy groot vreugde was redding gewees, dat mense gered word. Nee, dit is wat hy wou gedoen het. Dis die bediening waarmee ons besig is. Wanneer ons uitgaan, ja natuurlik moet ons die sonde ontbloot en ons moet sê wat die sonde is, maar wat moet ons uiteindelik by uitkom, is die goeie nuus. Dit is nou die bediening van die Here se genade, se barmhartigheid. En dit moet elke predikant se taak ook wees, wanneer hulle preek en besig is met die bediening, dis wat hulle moet bedien, is die evangelie, die goeie nuus. Dis wat elkeen moet hoor. Daar's hoop, daar's vreugde, daar is 'n wonderlike toekoms. Want mense wat nie Jesus ken nie hierdie toekoms nie. Dis die lewe vir die nou, en dit is die lewe vir, eintlik vrees. Dat elkeen weet, God bestaan, en elkeen weet, hulle is op pad om geoordeel te word, en hulle stel elke ding in plek, sodat hulle amper vir ewig kan lewe op hierdie aarde, maar dan uiteindelik word hulle kwaad, as hulle agterkom, maar hulle gaan nou doodgaan, hulle kon hulle self nie red nie. Maar dit is nie wat Jesus sê nie, hy sê, kom nou na my toe, en jy het die ewige lewe. Maar dit is nie so maklik nie, want ons werk met hoogmoedigheid, ons werk met van nature rebellie teen God. Dit is die groot probleem. En dit is wat hier die geval was ook met die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge. Hulle saam met die Sanhedrin gevorm. Hulle was die ouens wat die godsdiens gereël het in Israel, by die tempel en so aan. So nou is hulle eintlik die leiers, die gesag, en nou kom Jesus daarin, by die tempel, en hy jaag almal uit. Hy gooi die handelaars daar uit, en sê baie mooi, hoekom is hierdie tempel hierso, en wat die regte aanbidding is. Hierdie was nie besig om die Here te eer en die evangelie te bring aan mense nie. Hierdie het 'n besigheid geraak. En dan gaan Jesus nog verder, en nou is die mense besig om na hom te luister, want hy is besig om te praat en te preek. So is dit verskillende vlakke wat Jesus gesag wys. En nou kom hierdie ander gesaghebbers, hierdie owerpriesters, hierdie skrifgeleerdes en die ouderlinge, hulle kom by hom,
In vers 2 dan vra hulle hierdie vraag. Vertel ons deur watter gesag u hierdie dinge doen? Hierdie chaos veroorsaak. En ook dat mense jou volg, en nie vir jou wil luister, nie vir ons wil luister nie. Vertel ons deur watter gesag u hierdie dinge doen, of wie dit is wat u hierdie gesag gegee het. Wat dink daaraan, as iemand hier inkom en kom ons sê net ja, want ons is nou 'n bietjie laat gewees vanoggend en kom ons sê dan wat iemand hier opgestap en begin preek, dan gaan hy vra maar wat is jy besig om te doen, hierdie vreemdeling van die straat af? Jy gaan vra maar wat is jou gesag? Jy weet het Josef jou gevra om hier in te staan, van watter gemeente af kom jy? Jy gaan ons dit vra, en dis 'n regte vraag om te vra. Dis nie 'n verkeerde vraag in op sigself nie. Maar dis nie wat hier gebeur het nie, nee. Hulle het die vraag gevra nie om werklik uit te vind nie. Hulle wou nie regtig weet wat is Jesus se gesag nie. Jesus se optrede het baie duidelik gewys, en sy woorde en sy prediking het baie duidelik gewys van waar af sy gesag kom. Hy het wonderwerke gedoen, hy het storms stil gemaak, hy het lewendes uit die dood uit opgewek. Dis baie duidelik van waar af Jesus se gesag kom. So wat wou hulle doen? Hulle wou weer eens Jesus stil maak. Hulle wou Jesus uit die weg uitruim. Hulle was nie onseker nie. Ek dink as hierdie manne het 'n vraag gevra om Jesus 'n strikte vraag. Is 'n strik vraag. Hulle wou Jesus uit die weg uitruim. Nou as Jesus sou beweer dat sy optrede goddelike gesag het, dan sou hulle hom teen van godslastering beskuldig het. Dan sê maar, staan nêrens in die skrif nie, jy maak God 'n leienaar, want dit staan nêrens in die skrif dat jy die gesag het. Kyk, ons is die priesters en ons is daardeur die Here gestel. Waar is jou roeping vandaan? So as Jesus het geantwoord het, en hy het in ander plekke dit so geantwoord. Maar as hy so geantwoord het op daardie oomblik, dan sou hy van godslastering beskuldig geword het. En as hy op mense beroep het in die sin van, wel, ek het aanhangers, hier's mense wat my volg, dis my gesag. Kyk, julle kan ons nou sien, hier's baie getalle mense. En dan sou hulle gesê het, wel, dis dan nie uit God uit nie, en jy's eintlik niks werd nie. En uiteindelik sou hulle Jesus wil ontbloot as 'n leienaar. Hulle wou hom veroordeel het. En hierdie is die natuurlike hart teenoor Christus. Dit is waarin elke persoon ontvang word. Elke persoon. En mens sien hierin dat die natuurlike mens kom nie met oop arms na Jesus toe nie. Jy kry dit nie. Elke sondaar mens van nature kom met gekruiste arms, toearms. En maak nie saak watter bewyse jy gee van Christus se gesag en wat hy kom doen en wie hy is nie. Daardie sal verwerp word. Dit is wat ons baie duidelik hier sien. Hierdie Sanhedrin mense, hierdie manne, het al die bewyse voor hulle oë gehad. En selfs vandag nog, mense het die skrif. Hulle kan ons nou sien hierin wat Jesus gedoen het. En jy kan in die skepping sien hoe die Here alles onderhou. En dan gaan mense en verwerp nog steeds die Here se duidelike bewyse. So die gesag van Christus word weerstaan, nie omdat dit onvoldoende is nie, maar omdat Christus se gesag absoluut is. Dit is hoekom dit verwerp word. Want Christus se gesag is absoluut. Daar's nie 'n ding van
Christus het 'n bietjie gesag oor jou lewe in hierdie gedeelte, maar in hierdie gedeelte kan ek doen wat ek wil nie. Wat Jesus sê is, hy eis totale gesag. Dis alles of niks. En dit is hoekom dit vir ons elkeen ook hierdie belangrike vraag is. Weereens, deur watter gesag? Deur watter gesag? En die trotse hart kan 'n gesag wat erkenning van boosheid vereis nie verdra nie, want sodra ek gaan begin sê, daar's 'n gedeelte van my lewe, ja goed, so as ek nou begin sê, wel, beteken dit dat Jesus moet gesag hê oor my, want ek is 'n sondaar mens en ek verdien selfs straf vir enige gedeelte van my lewe wat ek self behartig, want in elke ding is daar hierdie sonde en rebellie teen God en ek verdien die ewige dood. Dan beteken dit ek is nie so goed nie. En ook dat sonde oor my heers van nature. So is nie is uiteindelik ek. In die sin van ek is apart van sonde nie. Nee. Ek staan onder die heerskappy van nature van sonde en ek wil dit nie erken nie. Ek wil dan nie Jesus as my heerser hê nie. So as iemand daardie gesag vereiste van Christus hoor, dan word dit verwerp. Dit word verwerp. En hierdie is die houding wat hierdie godsdienstleiers gehad het. Hulle wou Jesus stil maak. Nou Jesus ontduik nie hierdie vraag nie. Maar hy vra 'n teenvraag juis om hulle harte te ontbloot. Hoor gedaan in vers 3. En hy antwoord en sê vir hulle: Ek sal julle ook een ding vra, sê vir my. Die doop van Johannes, was dit uit die hemel of uit mense? In die sin van, kom dit van God af, wat Johannes gedoen het? Die doop van bekering tot vergifnis van sondes, bekering tot vergifnis van sondes, kom dit uit die hemel uit? En dit is Johannes wat gekom het en hy het gesê, daardie is die lam van God, en hy het mense tot bekering geroep. Johannes het gepreek wat Jesus gepreek het, en Johannes het na Jesus gewys. So as mens sê, dit kom uit as die fariseërs sou sê, of die skrifgeleerdes sou sê, veral dit kom uit die hemel uit, dan sê hulle, Johannes se bediening kom uit die hemel uit, kom van God af, so sy bediening is reg, daarom is Jesus se bediening reg. Dis die een opsie. Of, vra Jesus, maar sê julle dan, dit is uit die mense uit. En hulle was natuurlik baie huiwerig om dit te sê. Dat dit uit die mense uit is. Want die volk, die mense wat na Jesus luister, sê baie duidelik, maar Jesus se gesag kom uit die hemel uit. Johannes die doper se gesag kom uit die hemel uit. En hulle was bang, hierdie mense, as hulle hoor, die skrifgeleerdes sê nee, Johannes se bediening was eintlik uit mense uit. Dan gaan hierdie mense in opstand kom. En natuurlik, daar's 'n paar implikasies. Dit kan wees dat die mense fisies in opstand kan kom, miskien. Of die mense gaan net nie meer hulle offers bring nie. Want hulle sien, hierdie Sanhedrin, hierdie owerpriesters, hierdie godsdienstleiers is net korrup. So die ouens se welvaart gaan afneem. Dis heel moontlik wat hulle gevrees het, nê. Sê selfs in vers 6, die hele volk sal ons steenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is. So dat hier kan fisiese steenig ook wees, want dan gaan die mense sê, maar julle
Julle is besig met godslastering. Julle is besig om die Here se woord te verwerp en julle is besig om eintlik julleself te volg. Julle is eintlik besig met die godslastering en dit het natuurlik die dood verdien. En daarom lees ons daai redenering onder mekaar, jy weet wat hulle onder mekaar gehad het sê. Toe het hulle onder mekaar geredenering gesê, as ons sê uit die hemel, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê uit mense, sal die hele volk ons stenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is. Toe antwoord hulle dat hulle nie weet waarvandaan nie. En hierdie is seker die verdoemendste oomblik in die gedeelte. Hierdie manne se hele lewens was gewy aan die bepaling van wie die Here is. En hoe hy, dis nou die Here met mense besig is, en wat hy wil hê hoe ander mense hanteer moet word, hoe jy moet lewe teenoor ander mense, en hoe die Here se goeie nuus in die Ou Testament aan sondaar mense verkondig moet word. Hierdie was hulle roeping gewees, hierdie Sanhedrin mense, dit was hulle verantwoordelikheid gewees om die mense te lei en om 'n antwoord te gee vir moeilike vrae. En toe hulle gedruk is om 'n oordeel te maak oor die mees dringende geestelike vraag van hulle geslag, het hulle gesê nee, hulle weet nie. Hulle weet nie waarvandaan Jesus se gesag kom nie. Maar dit is nie dat hulle nie geweet het nie, die waarheid was vir hulle ongerieflik gewees. Hierdie vraag van Jesus het hulle gesag ontbloot. Dit het hulle selfsugtige, verharde harte ontbloot. Hulle het nie regtig die Here geëer nie, maar hulle self. Hulle was bekommerd oor hulle gemaak. Dis waaroor hulle bekommerd was. Gaan hulle nog kan aanhou lewe soos wat hulle gelewe het, in veiligheid. En mens sien ook met Jesus se bediening, en dit is nogal 'n belangrike les wat ons hieruit kan leer. Toe Jesus die tempel gereinig het en die evangelie gaan verkondig het, hy was nie besig met politiekery om die stelsel nou te gebruik en hierso te konkel en daar te konkel om die mense te swaai in 'n rigting nie. Hy het net sy werk kom doen, wat hy geroep was om te doen. Baie duidelik die evangelie te kom verkondig. Maar hierdie fariseërs, dis hulle wat besig was met konkelry. Want hulle was so in hulle harte verduister deur hulle eie begeerlikhede. Daar is 'n opsetlike blindheid wat nie die afwesigheid van lig is nie, maar die weiering daarvan. Hoor, dis presies wat gebeur. Dis nie dat die lig van die evangelie nie duidelik was vir hulle nie. Daar was genoeg lig. Hulle het die verlossing geken. Hulle het geweet wat dit beteken om reg met die Here te wees. Hulle het dit presies geweet. Maar hulle het dit geweier. Hierdie manne het die lig geweier. En Christus, wat die lig is en wat die lig gee, het met volkome geregtigheid geweier om sy parels voor sulke ongeloof te gooi. En Jesus sê vir hulle, dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. In vers 8. Jesus het met hierdie vraag eintlik hulle vraag beantwoord, nê. Hulle deur hulle stilte het hulle eintlik erken Jesus is van God af. En hulle daardeur ook, deur hulle stilte erken wat hulle probleem in hulle harte is. So Jesus het met een vraag al twee eintlik beantwoord. En daardeur gewys dat hierdie mense wat vir die wet staan en vir waarheid
is juist die mense wat dit onderdruk. Wat eintlik mense is wat vir die Here moet lewe, maar verseker vir hulle self lewe. Maar hierdie vraag is die vraag, hierdie vraag wat die manne geweier het om te antwoord, is die vraag wat elke siel moet beantwoord. Johannes die Doper se bediening en by uitstek Jesus self konfronteer elke man en vrou met 'n vraag wat nie uitgestel kan word nie. Is Jesus se gesag uit die hemel of uit die mense? En wanneer ons sê Jesus se gesag is uit die hemel, dan hoor ons van Jesus se gesag in die woord. Nee, dit is tog waar ons dit lees. Dit is tog waar ons hoor van Jesus. So dan is dit eintlik is die vraag, is die skrif my gesag? Dis uiteindelik wat ons sê. Of volg ek my eie hart? Nee, dis weer is belangrik wanneer ons hierdie gedeelte weet deurwerk, kom ons net weer agter, deur my lewe, hoe ek optree, erken ek die Here se gesag, erken ek Jesus se gesag, erken ek die woord se gesag oor my lewe, of sê ek goed, ek hoor dit is wat die woord sê, wat ek moet doen in hierdie area, maar ek gaan hom so bietjie buig, ek gaan nie eens hierdie pad so bietjie volg, want anders gaan dit te ongemaklik vir myself raak. En ons gaan elkeen op hierdie posisie wees, nee, ons mag nie sê, nee, ek sal nooit in daai situasie wees, of ek was nog nooit in daai situasie nie, en ek gaan miskien oor 10 jaar in daai situasie wees nie. Dit is 'n daaglikse vraag. En dit is 'n daaglikse vraag waarin ons elke dag val, in die sin van ons misluk. Want sodra ons sonde doen, dan het ons nie die gesag van die skrif erken nie. Ons het nie die gesag van Jesus erken nie. Maar dan is die reaksie wat die Here van ons uit hierdie gedeelte uit wil wys is, moenie verhard nie, moenie hoogmoedig wees nie, moenie in dit val nie. Gaan weer eens na Jesus wat die evangelie verkondig met oop arms. Moenie met gekruiste arms na hierdie oop arms toe gaan nie. Dink aan die owerpriesters se uiteinde en mense wat hulle teen Jesus se boodskap van verlossing verhard. Hierdie owerpriesters, hulle is almal dood. Nie een van hulle lewe vandag nie. Hulle het gedink hulle het Christus tot stilte gebring. Maar binne 'n geslag in die tempel waarin hulle gestaan het, waarin hulle hoop gesoek het, hulle rykdom, hulle gemak, het in as gelê. Die Romeine het gekom, die tempel verwoes tot vandag toe. Die gesag wat hulle probeer beskerm het, is uitgewis. Maar Christus het opgestaan. Hy is opgestane. En sy gesag duur voort. Jesus sê self in Handelinge 1 vers 8, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy sit nou aan die regterhand van die Vader en elke knie sal voor hom buig. Hy is die gesagvolle. Hy is die ene wat regeer tot in ewigheid, maar hy is ook die ene wat kom sterf het vir sondaars. Ja, so hierdie oproep in hierdie gedeelte kom weer eens na ons toe wat sê moenie gevind word onder die mense wat die vraag gevra het, maar die antwoord geweier het nie. Maar kom na hom wat in die tempel gepreek het, wat nog steeds leer deur sy woord en gees, en ontvang sy gesag, nie as 'n bedreiging nie, maar as die heerlikste van alle uitnodigings. Die grote koning self nooi jou om na hom toe te kom. Dit is Jesus die verlosser.